Hallo julle weer, baie welkom terug. Ons het nou nog so 'n paar weke wat ons die besede kloof oortmaak. En jy sal onthou verlede keer met julle gesels oor die antwoorde wat ons soek wanneer ons terminaal siek is of wanneer dinge regtig toe die bodemkop val uit. Ons is besig om baie swaar te kry. Dat ons sê, Here, gee asseblief ons 'n antwoord uit die woord uit. En ek vertrou sê die Here gaan vir jou kom bemoedig in hierdie dag. Was 'n pragtige gedeelte in die woord, een van die mooiste gedeeltes in die skrif. As ons kyk na Matteus 6 vers 10 waar ons leer, laat die wil geskied, laat God se wil geskied. Is daar 'n mooi getuienis van daardie misdadiger in die kruis daar in Matteus 23 vers 42 wat sê, verder sê hy toe hy met die Here Jesus praat, Jesus, dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. En dan lees ons ook van daardie vrou wat bloedvloeiing gelei het. Wat sy gesê het in Lukas, daar in Markus 5 vers 28, het sy gesê, want het sy gedink, dat as ek maar net aan sy kleed kan raak, sal ek gesond word. Twee pragtige gedeeltes en getuienis wat daarmee saamgaan. Dit lyk so, vriende, wanneer ons in ellende is, dat een van die moeilikste dinge vir ons om te verstaan is om ons wil ondergeskik aan God te maak. Sê, Here, laat u wil geskied. Al wat ek weet is die Here weet van my. En as ek ellende beleef, dan weet God van my. Die grootste stryd wat ons het is dat ons wil veg teen God se wil. Wyse waarop ons vrede kry is om te sê, Here, ek offer my wil en wat ek wil hê, offer ek voor u voete. U is my Vader en ek is u kind. Wat u besluit is reg. En in daardie stelling is daar 'n geweldige dissipline wat daarmee saamgaan, waarvan die versoeker niks hou nie. Hy wil graag hê dat jy jou wil op God sal afforceer. Dit werk nie so nie. Wanneer ons leer om te sê, Here, laat u wil geskied, soos die gebed is wat Jesus van ons kom leer het, laat u wil geskied soos in die hemel so op die aarde. Vra ons, Here, kom leer vir ons. Ons kry baie seer en is moeilik om dit te doen, maar ons het die Here so nodig, om ons te leer dat hierdie waarheid in ons harte gevestig sal word. Here, laat u wil geskied, dink net aan my. Vra nie dat u van my kruis afhaal, ek dink net aan my, wanneer in die koninkryk kom. En dan die kosbare belofte van die Here, jy sal saam met daar wees. Is dit nie wonderlik nie? Kom ons bid net saam. Here, wanneer ons dink aan die wyse waarop ons gedagtes in ons harte veg, teen die aanvaarding dat ons lewens is in u hande. U wil is vir ons belangrik. Vra ek dan asseblief, Here, kom leer vir ons om ondergeskik aan u te wees. Eerwoord aan u, ons dank u daarvoor. En ons loof u kosbare naam vir die genade ook in ons lewens. U is vir ons goed. Ons dank u, Here, so vir die genade. Al die eer behoort aan u. Want ons geself vandag kom sê, Here, laat u wil ook geskied in ons lewens. Amen. En so seën die Here vir ons. Hy leer vir ons sy wil, hy leer vir ons sy genade, en dit lyk vir my soos wat ons aanbeweeg in die lewe, kom die Here en help vir ons. Die Here seën vir julle, ons volgende keer weer mekaar sien. Al die eer behoort aan God. En kom ons wees lief vir die Here, want hy is lief vir ons. Totsiens.